Heere Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my Redder, groot en magtig, U het my raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, en U word my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra, al ons skuld het U gedra. Vriende, die psalmskrywer sê, loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Ons lees vanoggend Psalm 121 as ons geloofsbelijdenis. 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.
vanoggend voor die Here deur 2 gedeeltes te lees. Psalm 113 vers 5. Die vraag word gevra, wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Job 28 vers 24 sê, hy sien die verste eindes van die aarde, hy aanskou alles onder die hemel. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis, en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis, en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as aan 'n kruis, en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as Here, ons gaan nou uit U woord uit lees en daaroor dink. En dit op sigself is 'n wonderlike oomblik, want deur U woord kom U ook naby aan ons. Maar ons kan daardeur ons eie gedagtes en vooropgestelde idees en baie invloede wat in ons speel, dalk tog vir U nie raak sien nie. Dalk tog nie hoor wat U wil hê ons moet hoor nie.
En daarom bid ek, Here, maak ons werklik oop deur die Heilige Gees en ontvanklik om te hoor wat U vanoggend vir ons elkeen wil sê. Amen. Vriende, ons vra vanoggend in ons oordenking die vraag, wanneer kry jy 'n ervaring van, wow, hierdie is 'n goddelike oomblik, want ek het God hier ervaar. Wanneer gebeur dit met jou? Is dit byvoorbeeld wanneer jy in die natuur is, op jou plaas dalk, of as jy op vakansie is by die see, of op reis is, en jy sien mooi plekke, jy besef die grootheid van die skepping. Miskien is dit wanneer jy geliefd voel, en jy by geliefdes is, by familie of vriende. Miskien is dit wanneer jy gesond voel, jy doen sport, jy eet reg, jy lewe reg, jy voel net gesond. Miskien is dit wanneer jy baie spesifiek met God besig is, byvoorbeeld in gebed, deur Bybel te lees, in die kerk dalk nou of ander tye. Feit is, vriende, ons almal begeer om 'n direkte kontak met God te hê, want ons wil daai intieme ervaring hê van ons is nou naby God en hy is naby ons. Miskien is dit ook omdat ander mense ons beïndruk, want partykeer hoor ons van iemand wat met groot sekerheid vertel hoe die Here iets aan hom of haar kom oordra het, kom openbaar het. Voel ons selfs 'n bietjie sleg, omdat ons wonder, hoekom het God nie ook aan ons so verskyn nie, of so met ons gepraat nie. Ons begin twyfel dalk selfs, of ons regtig geloof het, as ons nie kan saampraat met hierdie mense nie. Hierdie saak, hierdie ding maak dat baie van ons mense nie vrymoedigheid het om gewoon in die lewe saam te praat wanneer mense geestelike gesprekke voer nie, want hulle dink doodgewoon, hulle het nie daardie kennis nie, of daardie ervaring nie, daarom kan hulle nie deelneem nie. En dis gevaarlik, want ons almal is naby aan die Here, ons verstaan en besef dit net nie. Die eerste ding wat moet gebeur is gewoon dat ons die regte oë en ore en aanvoeling moet kry vir hoe God by ons teenwoordig is, waar en wanneer. Ons moet oplettend wees vir wat rondom ons gebeur. Want as ons nie mooi kyk nie, kyk ons hom dalk mis, en dan sien ons hom nie raak nie, terwyl hy wel teenwoordig is. Die woord is vol van die verhale van mense wat God in die gewone daaglikse lewe gesien het. Gewone daaglikse lewe. Hoekom het hulle hom gesien en ons nie? Miskien is dit omdat ons soek vir wonderwerke. God is elke dag in ons teenwoordigheid. Weet ons dat ons in sy teenwoordigheid is, maar ons het 'n persepsie. Miskien het ons ergens gehoor, of dalk verstaan, dat God net in die Bybel aan mense verskyn het. Miskien is die prentjie wat ons van God het, die een van 'n ver af God, wat aan sommige verskyn, maar nie aan my nie. Nou, die Bybelskrywer se getuienis oor God is, dat hy baie naby aan ons gekom het ek herhaaldelik al gesê. So naby meen die psalmskrywer dat hy meen, God sal ons hoor as ons selfs net sug. Psalm 5, vers 2. So ons godsbeeld en ons mensbeeld laat partykeer nie toe dat ons kan glo dat God elke dag by ons is nie. Ons verwag hom net in 'n krisis, net in 'n groot oomblik. Dis ons prentjie. En daarom sien ons hom nie raak in die gewone dinge nie. Nou waar kom hierdie godsbeeld vandaan? Waar kom hierdie prentjie van God vandaan? Die oorsprong lê waarskynlik daar dat die Bybel self 'n soort taal gebruik wat vir ons laat dink aan God wat ver is. Die Bybelse taal, laat ek sê, in die Bybel word gebruik wat ons noem 'n 3-verdieping wêreldbeeld. Ons lees baie van die gode wat in die hoogtes gewoon het, daarbo, in die hemel, daar hoog, dis wat die gode is. Onder die aarde woon die dooies, en tussen in die hemel en die onderaarde, hier waar ons is, dis waar ons lewe, die mense. So, God, met alle respek sê, kom nie hiernatoe nie, dis nie sy woonplek nie, dis met uitsondering dat hy hiernatoe sal kom. Nou, dit is soos wat die Bybel daaroor praat in baie plekke, maar die Ou-testamentiese skrywers het self al daardie beeld begin verander. Die Jode het op so 'n manier begin praat van God,
dat 'n mens kon sien dat hulle hom beleef het as een wat baie naby aan hulle gekom het. Ons het reeds verwys na die psalmskrywer wat sê, hy meen, God kan ons hoor as ons sug. Maar ons lees ook dat God aan mense kom raak het. Ek weet, mense moet nou die Bybel mooi lees. Jakob skryf dat hy met God gestoei het, of met die engel van God, maar het kan net sowel God ook wees. En toe die oggendure aanbreek, toe die engel of God dan nou sien, hy gaan nie die stoeiery wen nie, en hy kon nie daar bly tot dagbreek nie, toe maak hy Jakob so seer op sy heup, dat hy daarna mank geloop het. So naby het God aan die mens gekom. Kom ons kyk vinnig na 'n paar Bybelverse, Bybeldele. Abraham, Sara en Hagar in Genesis 16. Nou daar in die woestyn, was sy nou in haar lot beklaam, was sy huil, hoor en sien die Here haar, praat hy met haar en gee vir haar opdragte, so sy ervaar dat God hom daar op daai afgeleë plek kom ontmoet. Ons lees ook in Genesis 28 van Jakob wat in die nag by die gelê het en geslaap het, en dan het hy gedroom van 'n leer wat tussen die hemel en die aarde is, 'n engel wat op en af beweeg, en dan as hy wakker word, dan sê hy, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek, dis niks anders nie as die huis van God, dis die poort van die hemel. Ons lees van Josef en sy broers, Genesis 45, wanneer hulle nou ontdek, dit is Josef, dan sê Josef vir hulle, julle moet nie bang wees nou nie, want julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. So, Josef sien 'n ander prentjie, hy kyk met 'n ander oog, het 'n ander aanvoeling vir wat aan die gebeur is, want hy is ingestel op die teenwoordigheid van God, terwyl sy broers nie is nie. Daarom kan hy die oomblik anders vertolk, kan hy God raak sien, en in God se teenwoordigheid lewe. Hy eindig deur te sê, dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Wonderlike getuienis. Ons lees van Elia wat in vrees lewe, omdat die koning op sy spoor is en hom wil doodmaak. Maar dan kom die Here na hom toe sy wegkruip en sê vir hom, jy moet uitkom by die waar jy nou wegkruip, want ek gaan voor jou verbygaan. En dan lees ons, skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het. Maar in die wind was die Here nie. Mense kon dink dat hy daar was, met daai kragtige gebeure. Na die wind was daar 'n aardbewing, nog 'n kragtige gebeurtenis. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En dis waar Elia die Here ontmoet, in daai onverwagte doodstil plek. In Matteus 25, Nuwe Testament, lees ons van die eindtyd, wat Jesus sê hoe dit op die einde gaan gebeur. Ons lees daar dat hy sê, die skeiding gaan kom omdat mense hier op aarde op spesifieke maniere gelewe het, en dit gaan oor hoe hulle gelewe het teenoor die geringstes hier op die aarde. Wat het jy gedoen aan die geringstes? Het jy hulle gehelp, bygestaan, ondersteun, of het jy hulle geïgnoreer? En dan sê hy, vir sover julle dit aan die geringstes gedoen het julle dit aan my gedoen. So God kom ook in die vorm van 'n naaste na ons toe. En ons kan besluit hoe ons die naaste gaan hanteer. Ons kan hulle help, ondersteun, bystaan, of ons kan hulle ignoreer. Maar ons moet onthou dat baie keer wil God deur ander mense weer ons oë oopmaak vir die werke waarmee hy besig is, vir homself en dit waarmee hy besig is. Vriende, ons moet nie bang wees nie. Ons weet nou, die lewende Here is by jou en by my. Moenie daarom beangs wees nie, maar wees eerder op 'n mooi manier nuuskierig, op die uitkyk na hoe hy jou elke dag gaan verras. Ek en jy lewe saam met Christus. Ons het saam met hom opgestaan, sê Paulus. Wat 'n heerlike en opwindende reis lê daar nie vir jou en vir my voor nie. Amen. Here, dankie dat ons kan hoor vandag, dat U by ons is, naby ons is, U ken ons. U stel belang in ons. Here, U wil ons verander, U wil ons lewens nuut maak, U wil ons lewens beter maak.
Dis hoekom U naby ons is. Ons kan natuurlik in angs en vrees sit, want ons ken onsself, en ons weet dat U heilig is en ons nie. En Here, dit is nodig dat ons ook daaroor ernstig moet wees en tot bekering moet kom oor sekere dinge. Dat ons moet erken dat ons verkeerdhede in ons het, dat ons moet afstaan, aflê. Here, help ons om dit raak te sien, daai verkeerdhede. Maar maak ons dan opgewonde, omdat ons weet, die liefdevolle, lewende God wil met my 'n pad loop. En wat 'n opwindende reis kan dit nie wees nie. Die Here groet ons vanoggend met 'n seënbede uit Jesaja 41. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Mooi loop, mag hierdie week vir jou besonders wees, omdat jy weet, jy elke dag in sy teenwoordigheid is.